Slangkoerant. Kraakvars. 20:07. Die Vryheidsfront Plus doen 'n beroep op alle pensionarisse in die Ekurhuleni Metro om betyds vir hulle eiendomsbelastingkorting aansoek te doen voor die nuwe waardasielys op 1 Julie in werking tree. Die party waarsku dat die hernuwing van bestaande kortings noodsaaklik is om verhoogde maandelikse belasting te voorkom en moedig alle kwalifiserende inwoners aan om van die nuwe en meer toeganklike inkomsteperke gebruik te maak. Skryf nou meer besonderhede by Jennifer Glower, VF Plus raadslid in Ekurhuleni. Jennifer, goeiemôre en welkom by die program. Goeiemôre Susan en goeiemôre aan die luisteraars. Kan jy dalk vir ons net kortliks uiteensetting gee van wat die kwalifiserende kriteria is, as ook wat die persentasie korting is op inkomste? Ja, verseker. So vir 'n persoon of 'n pensionaris dan om te kwalifiseer, moet die persoon 'n geregistreerde eienaar van die eiendom wees of geregistreer wees as 'n lewensreggebruiker in die aktekantoor. Hulle moet natuurlik 'n geldige identiteitsdokument kan voorlê. Hulle moet ten minste 60 jaar oud wees ten tye van die aansoek, en indien dit 'n egpaar is wat binne gemeenskap van goedere getroud is en die eiendom is in beide van hulle se naam geregistreer, dan sal die ouderdom van die oudste eggenoot geld. Hulle moet nie reeds in besit wees van 'n behoeftige belastingtekort nie. Hulle moet permanent op die eiendom woon, wat slegs uit een woning bestaan en geen gedeelte daarvan mag verhuur word nie. En dan moet hulle ook die bogenoemde besonderhede alles bevestig deur middel van 'n beëdigde verklaring en hulle jongste inkomstebelastingstaat of assessering daarbey aanvoeg. En die inkomste drempels, hoe beoordeel jy dit? Is dit voldoende gegee die hoë lewenskoste wat vandag geld? Ja, ek dink almal sal daarmee stry. Die oorlewingskoste is glad nie ooreenstemmend met wat bejaardes tans ontvang nie. Maar versuim om te hernie kan lei tot 'n verlies van voordele wat hulle reeds ontvang het. En 'n verhoging in hulle maandelikse eiendomsbelasting. So mens kyk byvoorbeeld na die korting, die nuwe korting gaan lyk soos volg. Dit is as jy tussen 0 en R4.620 'n maand ontvang, dit is gelykstaande aan 2 SASSA toelaag, dan kry jy 100% korting. Tussen R4.620.01 tot R9.155 is 85% korting. Dan kry jy R9.155.01 tot R13.739. Dit is 'n 70% korting. Tussen R13.739 en R18.217 is 'n 55% korting. En die laaste een is tussen R18.217 en R22.894 is 'n 40% korting. Verstaan ek jou reg, huiseienaars wat reeds 'n belastingkorting ontvang, kom hulle nie in aanmerking vir hierdie nuwe kortings nie? So Ekurhuleni het tans nie hulle eiendomsbelasting verhoog nie. Slegs pensionarisse wat aan die vereistes voldoen, die vereiste kwalifiserende kriteria, kan aansoek doen vir hierdie pensionariskorting. Jennifer, hoe moet persone te werk gaan wat nou vir die eerste keer moet aansoek doen om hierdie korting te ontvang? Is daar 'n spesifieke aansoekproses? Ja, daar's 'n nuwe aansoekvorm wat opgestel is wat aangepas is om in ooreenstemming te wees met die verhoging wat plaasgevind het met SASSA pensionarisse se toelaag. So die aansoekvorm kan op die Ekurhuleni webtuiste gekry word en of by 'n persoon se laaste kliëntedienssentrum. En dan kan hulle dit net invul en dan ingee, soos wat ek nou gesê het, met daai kriteria met jou inkomste, assessering en alles in 'n beëdigde verklaring en ook jou identiteitsdokument. Is daar enige hulp wat aangebied word vir persone wat dalk sal sukkel wat nou nie internet toegang het nie? Ja, dis juist daardie persone kan hulle naaste kliëntedienssentrum besoek. Daar is verskeie dienssentrums reg oor die metro. In elke dorp is daar 'n diensentrum beskikbaar waar vorms vir hulle gegee sal word en hulle dit daar fisies kan invul. Ek wil ook net noem, Susan, dat hierdie korting tweeledig is. Die eerste gedeelte
waarvoor jy sal korting kry is R150.000 van jou eiendom se belasting word is exempt, as ek dit so kan stel. So daai eerste R150.000 betaal jy dan nie op belasting nie, en die tweede gedeelte van die korting is op die maandelikse eiendomsbelasting gegrond op die gemiddelde maandelikse huishoudelike inkomste oor die afgelope 12 maande. Jennifer, baie dankie vir hierdie inligting. Ek dink dit is belangrik om van kennis te neem. Waardeer jou tyd vanoggend. Jy moet 'n lekker dag verder en geniet jou naweek. Baie dankie vir die geleentheid. Lekker naweek. Is Jennifer Glouwer, VF Plus raadslid in Ekurhuleni, want dan namens die party, die Vryheidsfront Plus, 'n beroep doen op alle pensionaarsse in die Ekurhuleni metro om betyds vir hulle eiendomsbelastingkorting aansoek te doen.